Baie welkom by hierdie Bybelstudie. Ons gaan verder met die boek van professor Van der Merwe oor die huwelik en oor verhoudings. Ek wil dadelik vir ons begin deur te vra dat u asseblief saam met my sal bid. Barmhartige God en Hemelse Vader, ons is baie dankbaar dat ons ook die geleentheid het om te besin oor verhoudings. In die besonder die huweliksverhouding, maar ook ons verhouding binne gesinne, dat u vir ons ook in die woord baie duidelike riglyne gegee het, help ons om dit ons eie te maak en dan ook toe te pas in ons verhoudingslewe. Ons bid ons gebed in die naam van u Seun. Amen. Goed, ek gaan hom net so 'n bietjie reduce dat ek beter kan lees. Hier so kyk, daar is hy. Ons het verlede week, ek moet eintlik probeer om dit skematies te teken. Ek dink dat die boek werk met verskillende driehoeke en die beeld van driehoeke werk eintlik baie goed. In die eerste plek is die belangrike driehoek wat jy moet raak sien, die driehoek van die drie-eenheid. En 'n driehoek het altyd 'n bo en 'n onderkant, so dit maak dit 'n bietjie moeilik om die beeld van 'n driehoek te gebruik vir die drie-eenheid. Dis nie hy het 'n bepaalde problematiek, maar daar is hierdie drieledige verhouding tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dan is daar, en in daardie verhouding, wat ons ken as die triumviraat, dis 'n liefdesverhouding, of 'n liefdevolle verhouding, tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hulle is een wese, maar onderskeie in daardie drie persone. Hulle werk altyd saam, en dit is 'n liefdevolle verhouding. En dan is daar die verhouding tussen God en die mens. Maar daardie verhouding tussen God en die mens is die verhouding tussen God en die man en God en die vrou. En die man en die vrou het weer 'n verhouding ook met mekaar. Daar is ook 'n verhouding of 'n driehoek waarvan hy praat van die verhouding tussen man en vrou, kan jy ook sien as 'n verhouding net soos wat die weerklank vind in terme van die liefde in die verhouding met die drie-eenheid van liefde, man en vrou. Dis nog 'n driehoek. En dan is daar ook 'n verkeerde driehoek, of 'n onheilige driehoek, en ons lees ook van hom heel aan die begin van die Bybel, en dit is die nuwe vernoot of bondgenoot wat in die prentjie inkom, en dit is natuurlik die duiwel, of die Satan, die man en die vrou. En genadiglik het God ingetree en vyandskap gebring tussen die Satan, die man en die vrou. So dis min of meer wat jy nou moet onthou, wat ons ook verlede week gesien het, dat die liefde tussen 'n man en 'n vrou is in wese gebaseer op die liefde tussen die persone van die drie-eenheid. Daar vind ons begronding. Nou, ons lees net rustig en dan verduidelik ek wat ons gelees het. Die man verlaat sy vader en moeder, maar mag God nie verlaat nie. Nou, dis natuurlik gebaseer op die teks wat sê die man sal sy vader en sy moeder verlaat, nee. Maar jy mag God nooit verlaat nie. As jy God verlaat, dan gaan jy in daardie onheilige driehoeksverhouding in tussen man, vrou en die duiwel. So, jy wil nie in daardie verhouding ingaan, jy mag nie God verlaat nie. As jy jou ouers verlaat, wanneer jy in die huwelik gaan, dan moet jy in die verhouding met God bly. So ook die vrou, en so ook hulle albei saam. Hulle moet die goddelike driehoek, man, vrou en God, as ook die tweede heilige driehoek van man, vrou en liefde, handhaaf en uitbou. Alleen hierdeur sal hulle by
waaragtige menslike liefde kan uitkom. Jy wil by waaragtige menslike liefde uitkom, want dan gaan jy gelukkig wees. En daarby kan bly sonder om te verval in die sogenaamde ewige driehoek en ander seksuele afwykinge waarin hulle ontpersoonlik word en in slaafse seksualiteit verval. Onthou nou, die Satan verdraai die liefde, maak die liefde net een ding, byvoorbeeld die seksuele, waarvan ware liefde, 'n gedeelte daarvan is die fisiese verhouding tussen 'n man en 'n vrou. Dit is nie die hele som totaal daarvan nie, dit is nie noodwendig die hoogtepunt daarvan nie, daar is meer aspekte aan die liefdevolle verhouding tussen 'n man en 'n vrou. By God self is daar geen sprake van seksualiteit nie. God is egter liefde en die intertrinitêre verhouding is die allervolmaakste liefde. Nou jy mag dink, dit is regtig nou onnodig om dit te sê. Dit is nie. Dit is baie belangrik dat dit gesê word. Want as jy nou terugdink aan die Griekse en Romeinse gode pantheons, aan hulle mitologie, is die gode seksueel. Die gode is eintlik soos die mense. Daar is nie sprake van seksualiteit by die ware God nie. Ons dink nie eers so nie. Maar by die heidene, as jy gaan kyk na heidense godsdienste, is die God seksueel en seksueel ook aktief. As beeld van God moet die mens wat man en vrou is, hierdie liefde op menslike wyse tot eer en heerlikheid van God afbeeld. Nie engelagtig nie, en ons het gesê, die gedagte van engelagtig kom van die Victoriaanse tyd, waar 'n mens nie optree soos 'n mens nie, maar eintlik soos 'n hemelwese word, wat nie seksueel is nie. Maar ook nie dierlik of benede dierlik nie. Dit sien ons die eerste keer in Genesis 2 vers 23 tot 25, dat ons verhouding as man en vrou, wanneer God ons by mekaar bring, moet heilig, volmaak wees. Dit moet 'n oop verhouding wees. Die naaktheid het ook daarvan gespreek, dat dit is 'n oop verhouding waarin daar niks vir mekaar weggesteek word nie. Die liefde moet bou en is geen doel op sigself nie. Hierdie heilige, volmaakte, naakte liefde, wat later weer in Hooglied so vol en ryk besing word, is nie daar net vir die mens bloot om op sigself te geniet nie. En dan maak jy daardie liefde die doel op sigself, en die doel van die mens se lewe is meer as liefde. Die doel van die mens se lewe is die eer van God, en jy kan dit sekerlik beskryf as liefde tot God, maar wanneer jy dit net sien as liefde en nie verbind aan die eer van God nie, kan dit baie maklik word, 'n tipe van 'n moralistiese liefde, dat mense voel hulle is gelukkig wanneer hulle in 'n liefdevolle verhouding is, met 'n persoon vir wie hulle lief is, dan is hulle lewens vervuld, maar hulle is eintlik heeltemal vasgevang in hulle selfsug, in hulle liefde vir mekaar. En dis ook weer uiteindelik 'n verhouding wat risiko loop, omdat dit nie op God gerig is nie, en nie krag kry vanuit die ware liefde wat van God af is nie. Die liefde moet die nodige aandag en tyd ontvang voor en na die huwelik, soos in die eerste hoofstuk gedeeltelik aangedui. Dit klink weer eens vanselfsprekend, en dit is nie. Ek vind dat in my werk kry ek gedurig te doen met mense. Ek het die week weer in huisbesoeke te doen gekry met mense wat sê, ek is nie meer lief vir hom nie, of ek is nie meer lief vir haar nie. Ek wil nou uit. So jy moet die hele tyd in jou huwelik, moet jy aandag gee aan hierdie
liefde en aan die uitbou van die liefde, maar vanuit die regte voedingsbodem uit. Daardie regte voedingsbodem is natuurlik van God af, die bron van ware liefde. Voor die huwelik moet dit gebêre word vir die toekomstige maat. In die huwelik moet dit vertroetel en versorg word. Dit mag nooit in die huwelik 'n blote plig en 'n roetine word nie. Daarmee kry ek ook baie te doen. En weer eens, die afgelope week het ek 'n geval gehad waar ek wil eintlik sê ek kan dit nie meer beskou as liefde nie. Dit is eerder plig en roetine. En mense kan nogal daarmee vrede maak, maar dit gaan dan uiteindelik net oor die bevrediging van selfsugtige behoeftes. En die oomblik as daardie selfsugtigheid by een van die partye inkom en oorneem, dan gaan die verhouding eintlik verder agteruit. Die liefde moet nooit iets algemeen en gewoon word nie. Dit moet altyd iets vars en nuut wees, en dit beteken jy doen moeite. Jy dink daaroor, jy beplan bepaalde dinge. Dit moet nie 'n plig en 'n roetine word nie. Jy moet tyd daaraan spandeer. Hierdie vlam van God, want hy is tog die gewer van liefde, moet gevoed en gekoester word, net soos enige ander vuur op aarde. As jy vuur maak, moet jy hout gebruik, en daardie hout moet jy die hele tyd in die vuur sit, sodat die vuur kan bly brand. Dus dieselfde met die liefde tussen twee mense. Daar moet gedurig hout op die vuur gesit word. Daar moet materiaal gegee word. Jy moet 'n inset lewer. Ek wil amper dit ook so verduidelik. Dit is soos ouers met kinders wat uit die huis uit gegaan het en ver van hulle af is. Jy weet, jy skakel hulle, jy stel in hulle belang, jy praat met hulle, jy bly deel van hulle wêreld. Jy sorg dat jy deel bly van hulle wêreld en hulle van jou wêreld. Dit is dus wederzijds, daar is 'n bepaalde inset. As jy nie bereid is om in te sit, by te dra, dat die vuur bly brand, die vlam van liefde wat van God afkom bly brand nie, dan uiteindelik gaan daar die vlammetjie al meer en meer kwyn en uiteindelik doodgaan. En dis nou maklik om te sê, en mense doen dit maklik, dat hulle sê, dit is omdat hy of sy dit nie gedoen het nie. Dit is omdat hy of sy nie hard genoeg probeer het nie. Begin by jouself. As jy by daai punt in jou verhouding is, tree jy 'n tree terug en kyk na jouself en sê, maar wat het ek gedoen? Wat het ek bygedra dat hierdie situasie ontstaan het? Wat het ek nie in hierdie verhouding ingesit nie, dat ek is waar ek nou is? En dis baie belangrik dat 'n mens dit die hele tyd doen, veral as daar 'n tydperk in jou verhouding is, waar daar konflik is, waar jy nie gelukkig is nie. Is dit nou maklik om te sê, ek is nie gelukkig nie, want dit is jy wat maak dat ek nie gelukkig is nie. Maar intussen tyd, het jy bygedra, het jy 'n inset gelewer, dat die liefde as vlam wat van God afkom, kan helder brand. Man en vrou is in hulle liefde onderling na die beeld van God geskep, maar terselfdertyd ook geroep en aangestel as koning en koningin van God se skepping, om dit te beheers en uit te bou in 'n heerskappy wat die heerskappy van God moet uitbeeld. Nou kom ons lees nou eers saam Genesis 1 vers 26 en 28. Ons kyk net gou. Ja, dit is die vorige skies, dat ons net weer hier uitgaan. Sorry. Genesis 1 In Genesis 1 vers 26 en 28 lees ons, God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld,
as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere en oor die hele aarde, en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. Nou later lees ons ook dat God vir Eva gemaak het, maar ek wil net vir julle hier wys, op iets wat ek nie weet of julle dit al raak gesien het nie, het julle gesien, hier is 'n klompie belangrike meervoude. In die eerste plek, die meervoud van die trinitariese God, ons, en dan ook gedierig meervoud as daar gepraat word van die mens, laat ons mense maak, sodat hulle, en dan word daar ook gesê, dat die mens is geskep na die beeld van God, na ons beeld. So, beide die mense, beide die man en vrou, is geskep as die beeld van God. Die volgende vers sê dit eksplisiet. God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God, het hy hom geskep, mannelik en vroulik het hy hulle geskep. Dan gaan jy nou verval in die debat oor, is dit moontlik vir mense van dieselfde geslag, om in 'n verhouding met mekaar te wees, 'n liefdevolle, Godgewilde verhouding nie. Dit is duidelik dat dit is nie wat hier staan nie, daar is nie 'n sprake daarvan in hierdie gedeelte van die Bybel, of in enige ander deel van die Bybel, dat so iets moontlik is nie. God het hulle geseën. God het vir hulle gesê, en hier kom die kultuurtaak van die mens waaroor ons gaan praat, dit wat ons moet doen, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit, heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, en al die diere wat op die aarde rondbeweeg. God het dus nie net die mens geskep, en hom in 'n tuin geplaas, sonder 'n taak nie, sonder 'n roeping nie. Dit is baie belangrik dat ons verstaan, dat God gee vir die mens 'n taak en 'n roeping, want God verstaan ons. Ons is geskep om met 'n doel te lewe. Ons het 'n kultuurtaak, ons het 'n kultuurverantwoordelikheid. En ons deel dit met mekaar as 'n man en 'n vrou. Hierdie heilige, volmaakte, naakte liefde wat ons later weer in Hooglied so vol en ryk besing, is nie daar net vir die mens bloot om te geniet nie. Die liefde moet die nodige aandag en tyd ontvang voor en na die huwelik, dit het ons gesê. Die man en die vrou is saamgeroep. Man en vrou is gelyk, ek dink daai punt het ek gemaak, ek het dit verduidelik. Ek wil dalk net hier wys, en ek weet nie of u die geloofsbelijdenis van Athanasius ken nie. U sal onthou dat ek reeds vir u gesê het, dat ons het die eenheid van die drie-eenheid en die verhouding in daardie drie-eenheid is gebaseer op 'n gelykwaardigheid. Ons praat van 'n eerste, 'n tweede en 'n derde persoon, maar hulle is gelykwaardig. Die een is nie belangriker as die ander een nie, hulle werk volkome saam. Nou die verhouding tussen 'n man en 'n vrou werk op dieselfde beginsel, want die liefde wat daar in God is, kom van God af na die mens toe, na ons toe in ons verhouding as man en vrou. Ons het mos daardie driehoek van liefde, man en vrou, en in daardie verhouding tussen man en vrou is dit, ons staan saam, ons werk saam. Elkeen het 'n ander rol, maar ons is nie die man is belangriker as die vrou nie, ons is gelykwaardig. In hierdie onenige gelykheid word hulle saamgeroep om te bou en hiervoor ook te vermenigvuldig en die aarde te vul. Die Bybel gee hier steeds die meervoud aan, hulle en nie hy alleen nie. Beide die man en die vrou het hierdie roeping om die skepping uit te bou. 'n Mens kan dus nie net as jy gaan kyk na wat die kultuurtaak van die mens is dit nie om na binne gerig te wees nie,
maar om ter wille van die eer van God na buite gerig te wees, uit te gaan, diensbaar te wees. Ek kan dalk nou weer net noem van diensbaarheid, tot die eer van die Here. Ons lewe tans in 'n materialistiese samelewing, waar jy jou toemaak agter mure en hekke, en jy bly binne. En daarom kwyn die buitewêreld, want die Christene onttrek hulle en bly binne om veilig te wees. In die verlede, onlangse verlede, was dit nie so nie. Ons het na buite geleef, ons het 'n verskil probeer maak, ons het op verskillende plekke gedien in 'n samelewing. Hiervoor is Eva ook geskep as 'n hulp wat volkome by Adam pas, selfs so dat hulle in die huwelik volkome een vlees word. Uit hierdie eenheid word die nageslag gebore wat die menslike kultuurtaak moet volvoer. Die kultuurtaak is om 'n verskil te maak op al die verskillende terreine waar ons kan, tot die eer van God. Adam en Eva val volkome met die sondeval, en die hele ontwikkeling en voleindigingsplan, menslik gesproke, lyk totaal onmoontlik. God laat egter nie die werk van sy hande vaar nie. Stel onmiddellik na die sondeval van die mens die moederbelofte, gee hy vir ons, van vyandskap tussen die nuwe bondgenoot, die Satan en die mens, man en vrou, en daardeur bring hy die mens weer op die spoor van gaan aan met die kultuurtaak wat ek vir julle gegee het, om diensbaar te wees tot eer van God, en uiteindelik leer dit vir julle nageslag. God gee hierdie roeping nie vir die engele nie. Hy gaan ook nie die verlosser gee as 'n engel uit die hemel nie. Dit kan natuurlik ook nie, want die mens het die sonde gedoen. Nou as daar een boek is wat die punt maak dat ons Here Jesus by uitstek die verlosser is, wat die verlosser kan wees, is dit die boek Hebreërs. Want die hele tyd word vir ons gesê, hy is meer as, byvoorbeeld die eerste hoofstukke, hy is meer as enige van die hemelwesens, meer as Moses, meer as Abraham, meer as enige iemand van die geloofshelde. God gaan die verlosser gee deur die menslike geslag. En God gaan nie Deus ex machina, met ander woorde, hier uit die bloute iets laat gebeur wat 'n verlosser as het ware net verskyn en die verlossing op 'n onverwagte, dis wat Deus ex machina beteken, op 'n onverwagte manier laat plaasvind. Die God gee aan ons 'n verlosser, want die mens het gesondig, om as verlosser as verlosser ons van ons sondes te verlos. En hy doen dit deur die huwelik, nee. Daar was baie huwelike waar man en vrou kinders gehad het in die Ou Testament wat vir ons beskryf word. Ons kry uit hierdie huwelike kinders wat gebore word, byvoorbeeld koning Dawid wat gebore is, en uiteindelik word hy weer die voorvader van ons Here Jesus Christus. Maar God breek in 'n sekere sin hierdie skakel as dit kom by ons Here Jesus self, want Maria word swanger deur die werking van die Heilige Gees en nie deur 'n man nie. En dit is ook belangrik dat ons wel dit raak sien, maar daar is ook wel 'n huwelik, nie. Die Here Jesus groei op in die veiligheid en die sekuriteit van 'n huweliksverhouding. Hy het 'n wonderlike pa gehad in Josef, wat ons by 'n vorige geleentheid al gesien het. So, ja, die huwelik speel 'n baie belangrike rol in God se plan met hierdie wêreld. Die kultuuropdrag moet ons oor praat, dit word baie min deesdae bespreek, jy hoor baie min daarvan eintlik in Suid-Afrika deesdae. Voorheen is daar baie daaroor gepraat, toe mense nog entoesiasties en positief was oor die vooruitsigte van die land en die rol van die kerk in ons samelewing.
Nou deesdae hoor 'n mens maar baie min daarvan dat mense aangemoedig word om hulle kultuuropdrag te gaan uitlewe. Maar die punt is dat die kultuuropdrag staan, Genesis 1 vers 28. Adam en Eva is saamgeroep en wel deur hulle nageslag wat uit hulle liefde gebore moes word. Hierdie gesamentlikheid kom hierin ten sterkste tot openbaring. As daar een ding is wat beide man en vrou glad nie alleen kan doen nie, dan is dit om 'n kind in die wêreld te bring. Ons het mekaar daarvoor nodig. En ek het ook al die punt gemaak dat God kan op verskillende wyse vir mense ook kinders gee. Maar die natuurlike biologiese manier is 'n man en 'n vrou. Weereens, dit wys vir jou dat 'n huwelik wat nie 'n man en 'n vrou is nie 'n huwelik nie. En om kinders in so 'n verhouding toe te laat, is 'n taboe. Dit is nie in lyn met die skrif nie. Slegs by Maria word die kind deur die Heilige Gees self verwek sonder die wil van 'n man. Volgens Johannes 1 vers 13. Selfs nadat die sonde so geweldig voortgetuur het, het God met die sonvloed het hy nog steeds die huwelik gehandhaaf. Die liefdesverhouding van 'n man en 'n vrou en die gesin wat daaruit gebore word, bly dus van deurslaggewende betekenis. Die verwoestende rol van die sonde en die helse magte van die Satan slaag nie daarin om die goeie en die heilige wat God geskep het totaal te verwoes nie. God het begin met die huwelik en God laat nie toe dat die huwelik verwoes word deur die sonde van die mens nie. Selfs nie in die tyd van die sonvloed nie. Die huwelik gebruik hy as 'n instrument om uiteindelik te verseker dat ons verlosser gebore word, soos wat hy beloof het aan Dawid. En nou gaan die kultuurtaak na Christus voort. Ons het kinders, God gee vir ons kinders, ek moet eintlik nie sê ons het kinders, party mense gee God hulle kinders op 'n besondere wyse vir hulle, en jy het die taak om daai kinders groot te maak dat hulle jou voetspore kan volg, dat hulle weer hulle plek in die samelewing waar jy gestaan het en andersins kan volstaan en 'n verskil kan maak. Dit is hoekom ons kinders van God af ontvang om hulle op te voed sodat hulle hierdie taak verder kan voer. Nou 'n mens moet nou hier 'n ding verstaan van 'n verbond en 'n verband. In die wêreld waarin ons leef, ken mense nie regtig meer 'n verbond nie. Hulle verstaan nie die woord verbond baie goed nie. En dan is hulle kennis van 'n verband net so swak. 'n Verbond is 'n vrywillige ooreenkoms waar mense byvoorbeeld sal ingaan, en dan het die verbond bepaalde verantwoordelikhede wat jy op jou neem. Heel eerste moet dit baie duidelik gesê en ontleed word wat ons met die verskil tussen die twee begrippe bedoel. In hierdie menslike lewe is daar allerlei verbande. Dit wil sê natuurlike verhoudinge wat God as het ware van sy kant af laat ontstaan. Byvoorbeeld die een tussen ouers en kinders, tussen broers en susters. Dit is 'n verband. En daardie verbande bly altyd bestaan, selfs wanneer mense daardie verband sou wou verbreek, kan jy dit nie ontken wie jou ouers is nie. Hulle bly jou ouers. En wie jou broer is, bly jou broer of jou suster. Dis 'n verband wat jy nie kan ontken nie. Jy is ook deel van 'n volksverband. Die Here het jou in 'n bepaalde plek gebring en jy's deel van 'n bepaalde groter groep. Dis ook 'n verband. En jy kan hierdie dinge nie ignoreer nie. Jy moet dit verdiskonteer in hoe jy dink oor wat jy gaan doen en wie jy gaan wees. Hierdie verbande kan met liefde aanvaar of verwerp word, maar die verband as sodanig bly staan.
In sy oorsprong is 'n verbond dus nie 'n saak van vrye menslike keuse nie. 'n Verbond is ook vry, maar bindend. Hierteenoor is 'n verbond 'n vrywillige aangegaane verhouding of ooreenkoms, wat as dit eenmaal aanvaar is, sekere verpligtinge op albei partye wat daarbey betrokke is lê. Nou 'n koopkontrak is 'n voorbeeld van 'n verbond. In die koopkontrak onderneem een party, ek koop 'n stuk grond, daai party wat die grond verkoop moet die grond dan gee, en die ander party moet natuurlik die geld gee wat ooreengekom is vir die grond. Nou, sulke verbonde kom algemeen voor. 'n voorbeeld van 'n verbond is die verbond tussen 'n man en 'n vrou. Wanneer 'n man en 'n vrou met mekaar in die huwelik gaan, is dit 'n huweliksverbond. En die een wat as getuie optree by daardie huweliksverbond, is nie net die gemeente wat daar is, as hierdie man en vrou onderneem om by mekaar te bly, en om hierdie opdrag wat God gegee het vir man en vrou saam, by daardie geleentheid is God die een wat sien en hoor wat hierdie man en vrou aan mekaar beloof. En deesdae is mense geneig om hulle huweliksooreenkoms eerder te sien as 'n ooreenkoms, 'n menslike ooreenkoms, en sien hulle dit nie as 'n huweliksverbond wat hulle aangegaan het voor God nie. Dit verander die karakter van die huwelik nogal baie vir 'n mens, as jy so daaraan begin dink, dat dit is 'n huweliksverbond en ons het vrywillig met mekaar ingestem. Jy vra die meisie om te trou en sy sê ja, niemand het jou gedwing nie, en voor God lê julle 'n belofte af en onderneem julle om aan mekaar gebind te bly. En dit wat julle aan mekaar bind is liefde. Weereens, die oorsprong van daardie liefde lê ten diepste in God. Liefde kom van hom af. So dit is 'n vrye onderneming, maar dit is wel baie sterk en bindend. Die man en die vrou het ons ook gesien, by man en vrou het ons ook 'n geskape verband as basis waarop 'n vrye liefdesverbond gesluit kan word. Die geskape, noodwendige, onveranderlike, natuurlike verband kry ons in Genesis 1 vers 27. Die vrye verbond kry ons in Genesis 2 vers 23 tot 25. Dis die eerste huwelikssluiting. As God Adam en Eva na mekaar toe bring, daar het jy die eerste huwelik. Onthou nou, wat het ons gelees in die Bybel voor dit, hoe dat daar by Adam 'n hinkering was, en God het vir hom Eva na hom toe gebring, wat hy uit sy rib vir hom gemaak het, en hy bring haar na hom toe. Nou kan jy sê, maar het Adam 'n vrye keuse gehad as daar net een vrou was? Ek dink in die geval is die punt wat die huweliksformulier ook maak, dat ons moet God vertrou dat hy weet wie vir ons die regte persoon is. En God het vir Adam nie net enige iemand gegee nie, maar baie spesifiek het hy Eva vir Adam gegee. En hy het haar na Adam toe gebring, en Adam het daar wel die keuse gemaak om haar te neem as sy vrou. So, die werkverbond het ons nou al baie ook oor gepraat, en dan die genadeverbond. Nou, die kultuurroeping en taak van die mens, man en vrou as koning en koningin van God se skepping, word aan die mens ook in die vorm van 'n verbond gegee, 'n verbond tussen God en die mens. Nou, is dit so, dat, en hy sê dit ook hier, dit is in die ou gereformeerde teologie die werkverbond genoem. Die meeste moderne teoloë verwerp die naam
veral omdat dit nie letterlik so in die eerste hoofstukke van Genesis staan nie. Watter naam ons ook al gebruik, die gedagte van die werkverbond lê wel daar in Genesis 1 en 2, bedoelende dat God vir ons 'n baie definitiewe taak, 'n doel gegee het. Jy weet, ek sien dat wanneer mense nie meer 'n doel het nie meer vir hulle self duidelik hierdie taak sien wat God vir die mens gegee het nie, dan raak hulle melankolies, dan raak hulle negatief, dan raak hulle depressief. Die oomblik as mense 'n baie duidelike doel het en voel dat hulle as mense deur God geskep is om mense te wees met 'n doel, dan het hulle 'n fokus en dan het hulle 'n rigting en dan is hulle positiewe mense wat op pad is. So as jy daarmee sukkel, dat jy voel jy is doelloos, kan jy teruggaan hier na Genesis toe. En daar kan jy baie duidelik sien, dit maak nie saak wie jy is nie, of by watter punt in jou lewe jy is nie, of jy jonk is en of jy al met pensioen is, ons kultuurtaak verval nie, ons verantwoordelikheid teenoor God verval nie, om 'n verskil tot eer van sy naam in die wêreld te maak nie. Dit is 'n basiese werklikheid van die menslike lewe en die grondslag van die hele wêreldgeskiedenis en die ontplooiing van God se raadsplan tot by die volëinding. Ons moet besig wees, ons moet leef, ons moet mens wees wat ons taak en doel uitleef. Ons moet ons nie laat ontspoor deur die duiwel nie. Die huwelik is deel van die wyse waarop ons besig is om hierdie taak uit te leef, soos wat God dit vir ons gegee het, van die begin van die Bybel af. Sonder gebruik van die goeie term werkverbond, kan ons die menslike huweliksverbond in sy verband met ons kultuurtaak nie na sy reg laat kom nie. Dus, jy het nie net in 'n huwelik gegaan terwille van jouself nie. Ek dink baie mense het daai idee. Hulle het eintlik getrou terwille van hulle self. Jy het in die huwelik gegaan en jou huwelik of huweliksverbond is deel van die groter werkverbond van die kultuurtaak wat God vir julle twee saamgegee het en waarmee julle op pad is. Julle het saam 'n doel wat groter is as julle het 'n opdrag van God. Genesis 1 vers 28. Nou, of God vir jou kinders gee en op welke wyse, jy het steeds daai taak. Dit behels meer as die grootmaak van kinders. Breedweg gesê, sê ek altyd, dit is maak 'n verskil, verheerlik die Here in alles wat jy doen. Maar die mense het dit natuurlik mos nou verongeluk. Adam en Eva val egter in die sonde en pleeg grove en totale verbondsbreek deur na Satan te luister in plaas van God. Die eerste Adam val, maar dan kom God in sy onbegrensde genade en hy kom deur die tweede Adam, deur Jesus Christus, en hy word die tweede Adam genoem, byvoorbeeld deur Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 45, en die tweede Adam doen wat die eerste Adam nie kon doen nie. Hy vervul hierdie werkverbond tot aan die kruis van Golgotha. Dit was vir hom dus 'n verskriklike werkverbond, wat hom neem tot aan die kruis op Golgotha. En so bring hy herstel ook, herstel hy ons ook in ons taak, om vir God diensbaar te wees. So die huwelik is nie op sigself op sy eie ons taak nie, en ons verantwoordelikheid nie. Die huwelik, wil ek amper sê, is die instrument, die tool wat ons gebruik, om by ons groter verantwoordelikheid en taak uit te kom. Die huwelik is ons vat hande, en hier is iemand wat saam met my besig raak met die werk wat God vir ons gegee het. Dis 'n ander fokus. Wanneer mense hulle huwelik sien as die doel, dan begin hulle op mekaar fokus. Dis baie keer nie goed vir 'n huwelik nie, want nou begin hulle fout soek en vind met mekaar. Vir die huweliksverbond van man en vrou is dit noodsaaklik om hierdie onderskeiding van werk en genadeverbond duidelik vas te hou. Genesis 1 vers 27 gee ons die ideale volmaakte skepingstoestand
waarop die eerste huwelik berus het. Efesiërs 6 vers 22 tot 33 beskryf die regte verbondsverhouding tussen 'n man en 'n vrou binne die raamwerk van die genadeverbond in Christus Jesus. Nou kom ons kyk na Efesiërs 6 vers 22 tot 33. Efesiërs 6 begin by kinders en ouers, slawe en eienaars, oproep tot geestelike bewapening en dan kom die tot geestelike bewapening. Ek wonder of daai verwysing nie Efesiërs 5 is nie. Ek dink so. Ek het nogal gedink toe ek het nou sê, ekskuus dat ek net so teruggaan, dat ek dink dit is Efesiërs 5. Ja, dit begin eintlik by man en vrou, so daai, wys jy nou maar, Efesiërs 5, man en vrou in die huwelik, en dan kom die Here en hy spel hier vir ons dit uit, wat ons as man en vrou moet wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. So God begin met die gedagte van onderdanigheid en Christus was natuurlik, het homself onderwerp weer aan die Vader. Vroue wees onderdanig aan julle mans, met die gedagte van onthou nou, ons is onderdanig aan mekaar, soos aan die Here. Jy onderwerp jou aan die Here, daarom is jy ook onderdanig aan jou man, omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus hoof is van die kerk. Hy is verlosser van die liggaam. Maar, soos die kerk onderdanig is aan Christus, so ook moet die vroue in alle opsigte aan hulle mans onderdanig wees. Spreek die behoefte van die man aan, en ons weet, as jy vanuit ander wetenskappe kyk, na wat is die basiese behoefte van 'n man, is dit een van respek, en die Here spel dit eintlik hier aan vroue uit, wat soek hulle mans? Hulle mans soek daardie respek. Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos ook Christus die kerk lief gehad het. Waar het Christus die liefde vir die kerk gekry? Dit kom uit die liefde, dis die bron van liefde lê in die verhouding tussen die persone in die drie eenheid. Maar hy het daardie liefde ook gedeel met die kerk, en daardie liefde kan ons ook met mekaar dan nou ervaar, want hy plaas die liefde in ons. Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het, en homself ter wille van haar oorgegee het, sodat hy haar kon heilig, deurdat hy haar gereinig het, deur die was met die water en die woord. Dit het hy gedoen, sodat hy vir homself die kerk in heerlikheid daar kon stel, sonder vlek of rimpel, of enige iets dergeliks, heilig en sonder smet. Net so is die mans verplig om hulle eie vroue, soos hulle eie liggame lief te hê. As sy eie vrou lief het, het homself lief. Waar kom die vrou vandaan? Sy is immers geneem uit die liggaam van die man. So die man moet sy vrou lief hê soos wat hy homself lief het, want sy het hom uit hom geneem. God het haar uit hom geneem en aan hom gegee. Niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie. Inteendeel, hy voed en koester dit soos Christus sy kerk. Ons is immers lede van sy liggaam. Om hierdie rede sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind, en hulle twee sal een vlees wees. Hierdie geheimenis is groot. Ek sê dit met verwysing na Christus en die kerk, maar dit geld ook vir een en almal van julle. Laat elkeen sy eie vrou lief hê, soos hy homself lief het. Dis alles skriftuurlike beginsels, wat as jy die begin van die Bybel in gedagte hou, baie mooi kan verstaan, en hoe dit moet uitwerk in die res van jou huwelikslewe, en laat die vrou haar man eerbiedig, of, mens kan seker sê, respekteer. Jy het nie nodig om boeke by Koem te gaan koop nie, lees hom maar net jou Bybel. En dan, hierdie verhouding tussen man en vrou,
is die basis vir die verhouding tussen kinders en ouers, en dit is ook die basis van die vrede en die geluk in die huis in die algemeen, ook selfs die wat in die huis gewoon het in daai tyd, die slawe. Goed, kom ons gaan net gou terug vir 'n oomblik weer na waar ons besig is, of besig was. So, hier in Efesiërs 6 vers 22 is dit dan 5, beskryf die regte verbondsverhouding tussen 'n man en 'n vrou, wat dit moet wees, dit alles binne die raamwerk van die genadeverbond van ons Here Jesus Christus, hy wat homself gegee het vir sy kerk, die genadeverbond wat Christus met sy werk vir ons verdien het, bewys en beklemtoon veral God se oneindige verbondstrou. En dit is uiteindelik weer 'n liefdesverhouding. Die huweliksverbond in die algemeen, daaroor het ek al baie gesê, ek het al daaroor gepraat vanaand. Ek het die beeld verduidelik van die vlam van God, die liefde wat kom van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat dieselfde vlam is wat God tussen man en vrou sit, en wat uiteindelik 'n deeglike konneksie moet hê. En hy gebruik hier 'n baie treffende beeld, en toe ek nou daaroor dink, toe besef ek, dit is waar. Hoe groter die elektriese stroom is, hoe groter moet jou koppelings wees vir daardie stroom, en hoe deegliker moet daardie koppelings wees. So God gee 'n geweldige groot krag tussen 'n man en 'n vrou, en daarom is dit so belangrik dat daardie koppeling moet die twee mense wat in die huwelik is, baie seker maak dat daai koppeling is baie deeglik en stewig. Dit is wat 'n huweliksverhouding moet wees. Seksuele opvoeding, dit begin met hierdie, eintlik gaan dit oor hierdie opmerking van professor Waterink, dat dit begin aan die tafel in die huis, en hy gebruik weer eens vir my hier 'n baie treffende beeld. Ons lewe in 'n wêreld waar jy die indruk kry dat elkeen kan hierdie aspek van sy lewe, sy seksuele lewe, net uitleef soos hy wil. Jy's vry om te doen wat jy wil, wanneer jy wil, hoe jy wil, jy kan maak soos wat jy wil. Daar is eintlik amper nie meer 'n taboe nie. Ons is al by die punt van selfde geslag verhoudings. Maar wat hy bedoel met, dit begin aan tafel. Aan tafel is 'n mens as kind nooit toegelaat om net weg te trek en te begin eet nie. Die kos wat voor jou is, as jou ma vir jou ingeskep het, is jou kos, maar jy het geweet jy moet wag totdat almal aan tafel is, en totdat daar gebid is, en almal uit die aard van die saak kos voor hulle het, en dan het jy begin eet. En daai gedagte, dat 'n mens moet wag, dat 'n mens moet met selfbeheersing wag vir dit wat joune is baie belangrik en moet ontwikkel word by kinders en by ons moet dit by onsself ook ontwikkel. Jy moet kan wag. Jy moet jouself kan beheers. Ek het hier ook gedink, alhoewel hy nie hier daarna verwys nie, na selfbeheersing as vrug van die Gees, as die laaste klimaktiese hoogtepunt van die vrug van die Gees. Selfbeheersing. En die wêreld het op hierdie punt heeltemal verval. Daar is 'n dringende behoefte aan selfbeheersing. Die res van dit wat hier geskryf staan oor die fisiese verhouding tussen 'n man en 'n vrou, die Grieke het byvoorbeeld 'n punt daarvan gemaak om dit onbeheerst te beoefen. As ons 'n verhouding met mekaar het, ook ons fisiese verhouding met mekaar, moet dit wees tot verheerliking van God en in diens van God. Ons ken nie so iets soos 'n proefhuwelik, 'n proefloopie voor die tyd. Ons kyk of ons compatible is, soos wat mense sê, as jy die Engels sal verskoon nie. Dit is op die ou ende werk dit vernietigend uit in op huwelike. Daar's baie goeie data wat dit bewys dat dit is nie goed vir mense om voor die tyd saam te woon nie. Dit werk gewoonlik baie negatief in later op hulle huwelike. Soos ek sê, daar's data wat dit ondersteun. En dan
dit het tot 'n groot mate gekom deur die werk van Freud wat in reaksie was teen die Victoriaanse beskouing wat die mense inhibisies amper onderdruk het, wat ons amper engelagtige figure wou maak, wat hierdie drang nie wou erken nie, en mense het toch op 'n manier nog kinders gehad, maar in die Victoriaanse tyd was niks amper toegelaat nie, en baie mense dink vandag steeds dat die fisiese verhouding is verkeerd, dis is sondig, dis iets vuil, dis iets lelik, en nou het ons oorgeswaai na die ander kant toe, nee, daar is mense wat nog hier vashak, en aan die ander kant is daar mense wat sê, hier is geen reëls nie, ek kan net doen wat ek wil, niemand kan vir my sê wat ek moet doen nie. Nou ons as Christene moet die pad van God se woord loop, die pad hier in die middel, die pad van gehoorsaamheid aan God. Julle kan maar self verder gaan lees, ek dink het is alles baie mooi hier uiteengesit. Goed, ek weet nie of daar dalk enige dringende vrae of opmerkings is nie. Ek dink dat hier is geweldige diepte in hierdie kort gedeelte. Ek hoop dat my verduideliking dra eintlik by dat jy dit beter verstaan wanneer jy dit hier lees. Goed, daar enige vrae of opmerkings dalk? Ek sien nie enige iets nie. Of weer eens vir jy baie dankie sê dat jy ingeskakel het en ek sluit vir ons die Bybelstudie af met 'n gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook kan besin oor ons verhoudings in die lig van u ganse woord. Dankie dat ons kan sien dat dit wat in ons verhoudings mooi is, kom van u af. Daardie liefde is 'n vlam wat u tussen ons gegee het. Ons is u beeld en u gee ook hier die vlam tussen man en vrou, maar u gee dit ook vir ons as 'n energie, as 'n taak, sodat ons in hierdie wêreld kan besig wees en ons roeping kan uitleef as man en vrou op baie verskillende terreine, as mense wat u wil eer. Dat ons huwelik is nie die eintlike fokus en doel nie, die fokus en doel bly altyd u is altyd ons diepste doel. Ons bid dat u ons dan ook sal lei om die woord so te sien en te verstaan, en ons lewens en huwelike so te beplan, en ons vra dit van u in die Seun se naam. Amen. Broers en susters, baie dankie dat u ingeskakel het by hierdie Bybelstudie, 'n baie mooi en 'n geseënde aand vir u almal.